naam is Josef. Ek dink ek is die eerste persoon wat daai naam ontvang het. Tans is ek net onder die farao Nubkeperi-Enjotep V, die regerder van Egipte. Hy het my sy seelring gegee en niks mag gebeur in hierdie land sonder my toestemming nie. Maar kom ek skets julle net my agtergrond, waar ek vandaan kom. My pa se naam is Jakob. Hy was 'n bietjie skelm geweest, maar hy het uiteindelik oor sy probleem gekom. Hy het toe 'n vrou gaan soek by Haran. En daar het hy my ma ontmoet. Haar naam is Rachel. En hy het 7 jaar vir haar gewerk. Die hele bolle was baie duur daai tyd. En die aand met die troue het sy skelm skoonpa Lia in die plek van Rachel my ma geplaas. Nou kan jy jou voorstel die volgende oggend toe my pa wakker word. Hier is die vrou met die dowwe oë langs hom. Hy was baie ongelukkig. En toe sê Laban vir hom, maar dit is maar hoe ons die ding hier doen in ons land, naby Haran. Hy het toe nog 7 jaar vir my ma gewerk, Rachel. Sy het gebid vir my, 'n kind, 'n seun. En na 7 jaar se bid, het ek aangekom. O, sy was so bly. Hulle noem my toe Josef. My pa is toe later weg van hierdie skelm oom van hom, Laban. Ek was so 6 jaar oud toe ons daar weggetrek het. En dit was 'n baie interessante ondervinding om saam met my pa te trek. Hy en sy broer het versoen, oom Esau. En toe is ons na Sukkot toe, toe is ons na Sichem toe, toe is ons na Bethel toe. En op pad na Bethlehem, huis van brood, Bethlehem, is my ou moedertjie dood. Weet julle, as 'n ou seentjie was dit vir my verskriklik. En ek weet nie of jy 'n moeder verloor het op 'n jong ouderdom nie. Maar ek sien nog my ma, toe Benjamin gebore word. Laaste snik en hoe sy vir my kyk en sit weg. As gevolg van my ma se dood en my boetie wat toe gebore is, het daar 'n sterk band tussen ek en my pa ontstaan. Ek dink julle kan dit verstaan. Sy liefling nooi, sy vrou van sy liefde, eerste liefde is weg. En hy het van daai liefde op my uitgestort. Op 17-jarige leeftyd sê hy, Josef, ek wil hê jy moet hierdie klomp kos vir jou boeties vat. Hulle is almal in Sichem, daar waar ons vroeër gebly het. So, my kind, asseblief vat hierdie lekker kos, hier's vye en dadels en bietjie brood. Vat dit vir hulle. Nou, dit is baie ver. Dit is baie ver. En ek het geloop met die brood na my broers toe. Toe ek by Sichem kom, toe kry ek hulle nie daar nie, hulle is weg. 'n man sê toe vir my, hy het gehoor, hulle sê, hulle is by Tel Dotan, dit is 'n bietjie noord. So ek het amper 100 kilometers geloop met die klomp kos. En toe sien ek my broers daar in die verte. Maar ek sien daar's 'n beweging. En weet julle wat? Hulle wou my doodmaak. Hulle was so jaloers vir die ekstra liefde wat my pa my gegee het. Natuurlik, my pa het ook vir my 'n baie oulike lang mou kleed gegee. Hulle kon dit nie vat nie. En toe het ek 2 keer gedroom. Eerste keer droom ek dat hulle voor my buig, my broers. Die tweede keer het ek gedroom my pa en my ma en my broers buig voor my. Dit was profetiese drome. Dit het later uitgekom. Maar al hierdie dinge het my broers laat opbou teen my. Ek weet nie, my liewe vriend, of jy al 'n broer of iemand naby jou gekry het wat teen jou wrokke opbou nie. Gelukkig het hulle my nie doodgemaak nie. Daar met 'n krediet gee vir Ruben, die oudste broer. Hy het gesê, asseblief, julle kan hom nie doodmaak nie. Gooi hom liewer in hierdie put. Dit was baie swaar. Ek bring vir hulle kos en dit is wat ek kry. Hulle gooi my in 'n put sonder water. Met ander woorde, toe ek al onderland besef ek, dit is klaar. Hier gaan ek sterf van dors en van honger. Intussentyd eet hulle baie lekker aan die kos wat ek vir hulle gebring het. Hulle lag en gaan te kere. Ruben is toe weg.
Hy het gehoop as hy terugkom kan hy my die put uithaal. Intussen het daar Ismaelite gekom, en Juda. Julle is nog hoor van Juda. Hy sê man, my broers, kom ons verkoop vir Boetie. Dan het ons hom nie doodgemaak nie. Ons verkoop aan die Ismaelite. Hulle doen die transaksie, 20 shekels, ek het so 2 shekels gekry. Ek is saam met daai mense na 'n tronk toe. Weet julle hoe ek met hulle gepleit? Asseblief, Juda, Simeon, Isaskar, asseblief, ek smeek julle, moet my nie verkoop nie, asseblief my broers. Maar weet julle, hulle was so hard. Een van hulle het my 'n klap gegee, en daar loop ek agter die kamele, op pad na 'n lewe van slawerny. Ons is by Sichem verby, uiteindelik by Hebron, en daar het ek hartstogtelik begin huil. Want ek weet, hulle moet nou vir my pa vertel, ek het iets oorgekom en ek is dood. En ek kan my pa se hartseer sien, want ons was so naby aan mekaar, so verskriklik naby aan mekaar. En ek moes 'n besluit neem, want ek het 'n wrevel teen my broers opgebou, om my soos 'n hond te behandel, en weg te geskop het. Want terwyl ek aan my pa dink, en die verhale wat hy my vertel het, hoe God in die lewe van sy oupa Abraham en sy pa Isak gewerk het, moes ek 'n besluit neem. Gaan ek 'n bitter mens wees? Gaan ek 'n beter mens wees? En ek het gekies tussen die 2 B's. Ek het die B gekies wat sê beter. En net daar en dan het ek 'n toewyding aan die Here gemaak en gesê, Here, deur u genade gaan ek nie bitter word nie. Ek gaan my bes doen waar ek ook al beland. Uiteindelik staan ek op die fondisie, soos 'n bees wat hulle uitvuil. En 'n man het my kom koop, sy naam is Potifar. Nou hy was die hoof van die koninklike wag. So hy het 'n tamelike groot huis gehad. En ek het vir Potifar begin werk. Ek het besluit, ek gaan my heel beste vir hom gee. En dit is miskien raad wat jy aan kan dink. As jy in 'n krisis is, moenie gaan sit en depressief raak nie. Werk jou kwessies weg. En binne 'n maand sou jy nie daai selfde luukse huis van Potifar geken het nie. Ek het alles afgestof. Ek het goed blink gemaak. Hy het my toe aangestel as die hoof van sy hele huishouding. Nou, hy is 'n baie ryk man gewees. Baie besittings gehad. En dit was my so beloning, dat hy my eerlikheid en hardwerkendheid, my werksetiek herken het, en my aangestel het. Maar nou moet ek julle iets vertel. Enigeen wat in 'n koninklike paleis werk, was 'n bedreiging vir die koninginne wat daar was. En so 'n persoon is ontman. Dis 'n kamerling. So Potifar was 'n kamerling. Wanneer dit gebeur het, weet ons nie, maar ek glo nie, dit was aanvanklik so nie, miskien toe hy die pos gekry het, moes hy die operasietjie gedoen het. So die tannie was gevoel sy het nie 'n man nie. Op 'n dag, sy het my dop gehou. Ek was 'n jong laaitjie man. En daai vrou raak op my verlief. Ek kon in haar oë gesien het, hier is 'n vonkel wat my ongemaklik laat voel het. En op 'n dag toe sê sy vir my, ek wil 'n verhouding met jou aanknoop. Ek het net pad gegee. En hierdie spesifieke dag was daar niemand in daai paleis nie. En sy kom na my toe en sy gryp my. Ek het my boeglam geskrik. Ek het net my weggeskeur. Maar sy gryp toe 'n stuk van my klere. En hier het my lewe 'n ander rigting ingeslaan. My storie sou nie dieselfde gewees het nie. En ek wil net vir jou raad gee. As 'n vrou hierdie stuk voor jou stel, maak soos Josef. Hardloop weg.
so ver as wat jy kan, sodat jou lewensverhaal anders te gaan lyk. Jy hoef nie aan sonde toe te gee nie. Wat toe gebeur? Sy skree daar in die paleis, kyk wat het hierdie slaaf wat my man hier aangebring het, aan my gedoen. Potifar het later daai middag by die huis gekom, en sy het hom die storie vertel. En Potifar het verskriklik kwaad geword. Nie vir my nie. Hy het my geken. Maar hierdie ding wat sy vrou uitgeblaker het, en hy moes optree. Wat hy toe doen? Hy gooi my in die tronk. 10 jaar. Sy harde werk, en nie beland ek in 'n tronk. Van sleg na slegter. Nou dood was verkiesliker bo Egiptiese tronk. Maar weer moes ek 'n besluit neem. Is dit die behandeling wat 'n eerlike, hardwerkende man in die lewe kry? Dat hy vals beskuldig word en in 'n tronk beland? En weer het ek gesê, ek gaan nie bitter word nie. Terloops, my vriend, om bitter te word, het nog nooit betaal nie. Jy beskadig jouself en niemand anders nie. En ek sê, Here, terwyl my voete in blokke is, my hande in blokke is, en ek sit daar in 'n donker sel, toe sê ek, Here, as U my die geleentheid gee, gaan ek die beste tronkvoël in die geskiedenis van Egipte word. En ek het my goed gedra, en uiteindelik het die hoof van die gevangenis my gevra om te help met die ander gevangenisse. En ek het my daar begin opwerk soos in Potifar se huis. Op 'n keer het daar 2 mense van die paleis gekom wat gearresteer is en toe in die tronk gegooi is. Hulle name was, nee, ek het hulle name vergeet, maar die een weet ek was 'n skinker. Hy moes vir die koning sy drank inskink, water of melk of wat ook al, maar hy moes gekyk het daarna nie gifenis nie. Die ander man wat in die tronk beland het, was die bakker gewees. So die skinker en die bakker het in die sel beland, en ek het hulle gesien, hulle is baie bedruk. Toe vra ek vir hulle, maar manne, wat het gebeur? Hulle vertel my toe die storie. En toe het elkeen van hulle 'n droom gehad. Nou, dis baie interessant. Die een droom, dat hy die druiwe op sy kop dra, en hy vertel my die details, en ek sê toe vir die skinker, weet wat beteken jou droom? Oor 3 dae gaan die Farao jou uit die tronk uithaal en in jou pos aanstel. Die bakker het ook 'n droom gehad met brood wat op sy kop is, maar die voëls het dit kom oppik. Daar was ook 'n syfer 3 in sy droom. Ek het so sleg gevoel. Ek het toe vir hom gesê, die Farao gaan jou uit die tronk uithaal, maar hy gaan jou doodmaak. Hy gaan jou teregstel. Ek het so jammer vir hom gevoel. En weet julle, toe kom my droom uit. Maar voor die skinker weg is, toe sê ek, my liewe oumaat, ek is in hierdie tronk gegooi, nie omdat ek iets verkeerds gedoen het nie, maar as gevolg, en ek vertel hom toe. En ek sê vir hom, ek sal nie omgee as jy terug is in jou pos. Net vir Farao vertel, van hoe ek jou drome verklaar het, hoe ek onskuldig in die tronk beland het, sê jy dit vir my doen. Want my vriend, ek wil vir jou sê, dit is nie lekker in 'n tronk nie. Ek weet nie of jy al daar was nie. Toe sit ek al 3 jaar in daai tronk. Donker selle. Hy het van my vergeet. Ek het gesê, ag Here, help my om nie bitter te word nie. Help my om aan te hou werk en my beste te doen, opgerem te wees, want ons het mos 'n keuse. Ek kan bitter of beter word. En toe gebeur 'n wonderlike ding. Die Farao droom. Hy droom daar kom 7 koeie uit die Nyl. Vet, pragtige koeie. En toe kom daar maar mislike koeie wat niks op 'n fandisie sal kry nie. En die maar koeie vreet toe die 7 vet koeie op,
Maar dis amper soos ek kan eet soveel as ek wil, maar ek bly net so maar en pieperig soos ek nou is. So die maarkoeie eet die vetkoeie op en hulle bly dieselfde. En toe word die droom herhaal. Die farao droom toe daar 7 are wat hulle verskyning op 'n stingel maak. En toe kom daar 7 verdroogde are op. En die verdroogde are vreet die vetare op, maar hulle bly presies dieselfde. Hy is toe na al die towenaars en die wysgeers en die droomuitleers om die droom vir hom te verklaar. Maar niemand kon nie. En toe val hy die skinker by van die man in die tronk wat sy droom uitgelê het. Die koning stuur toe om my te gaan haal. Ek het gou geskeer. Jy moet mos moeilik as jy voor 'n farao verskyn. En ek lê toe van die droom uit. Ek sê, U Majesteit, dit is wat die droom beteken. Hy sê, lê dit my uit. Ek sê, nee. Die God wat ek aanbid, die onsienlike skepper God, net hy kan die mystiek van hierdie droom verduidelik. En dit is wat die droom beteken, soos God het vir my uitgelê het. Daar gaan 7 jaar ontsettende, voorspoedige landbouomstandighede wees. Ons sal moet skure bou om alles te berg. En dan, U Majesteit, gaan daar 7 jare van droogte wees, ongekend in die geskiedenis van Egipte. So ek stel voor dat jy iemand kry, 'n minister van landbou, wat groot skure bou en die kos so verkoop. En my liewe vriend, toe gebeur die ongelooflikste iets in my hele lewe. Want in die tronk was dit hooggeplaaste mense wat daar beland het, administrateurs in die regering, het baie by hulle geleer. En die farao sê vir my, ek kan aan niemand anders te dink om hierdie projek vir ons te dryf as jy nie. Ek kan nie my oë glo nie. Here, is dit moontlik? Binne 'n dag, dat ek van die tronk na die troon toe verskuif. Hy het my aangestel oor die hele Egipte. Nou, ek wil net vir jou sê, ek gaan hierdie verhaal verder vertel. Maar net voor ek afsluit. As jy deur jou broers verkoop is, jy weet waarvan praat ek, of deur jou vriende verkoop is, moenie daai teëspoed vloek nie. Moenie die duisternis vloek nie. Steek 'n kers van optimisme aan. Of as jy onskuldig beskuldig word en jy land in 'n tronk, moenie jou tronksituasie vervloek nie. Steek 'n kers van welwillendheid op en doen jou bes. Werk soos jy nog nooit gewerk het nie. Want as hierdie dinge nie met my gebeur het nie, sou ek nooit gereed gewees het om die onderkoning in Egipte te word nie. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.